In hierdie video gaan ons met die boek Filippense begin. Ons fokus spesifiek op Filippense 1 vers 6. Baie welkom by Deborah Dagstukkies. My naam is Henning. Filippense 1 vers 6, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig, tot op die dag van Jesus Christus. Paulus groet die gemeente in Filippi met die woorde, genade en vrede vir julle. Nou, wat beteken genade en vrede? Dit is twee abstrakte begrippe wat ek dink baie belangrik is om te verstaan. Genade kan beskryf word as God se rykdom op Jesus Christus se onkoste. Vrede aan die ander kant kan beskryf word as ware gesondheid van liggaam en siel. En Paulus word geroep om hierdie ongelooflike gawes aan sondaarmense soos die gemeentelede van Filippi en die keiserlike leiwag te bring. In hierdie hoofstuk sien ons 'n sekere opgewondenheid by Paulus raak. Dis asof hy opgewonde is om te sien wat die volle uitwerking van hierdie genadegawe op die gelowige se lewe gaan wees. Stel jy maar in jou gedagtes voor dat Paulus oor 'n klein blomknoppie buk en daarna uitsien dat hierdie blom oopmaak sodat die skoonheid ten volle kan wys. En Paulus is so opgewonde oor hierdie genadegawe en die uitwerking daarvan dat hy bereid is om ter wille daarvan vervolg te word en gevaar te trotseer. En wanneer ons op 'n Sondag erediens toe gaan, dan ontvang ons die seën van die Here. Veral daar in die begin met die wotum en die seën en die einde met die seëngroet, dan ontvang ons die genadegawes van die Here. Daar word vir ons gesê dat ons sy genade en sy vrede ontvang. Nou, dink maar net, elke Sondag ontvang ons God se rykdom op Jesus Christus se onkoste. Ons ontvang ware gesondheid van liggaam en siel. Dit is 'n groot gedagte. Ons ervaar dit miskien in hierdie lewe nie ten volle nie, maar ons sal dit ten volle beleef in die hemel. Dit is 'n belofte. Nou, ons ontvang hierdie seën uit die hand van die Here tydens die erediens. En tog moet ons mekaar sê dat te veel kere is die erediens nie vir ons groot genoeg prioriteit nie. Kan dit dalk wees omdat ons nog nie God se genade en vrede regtig ken nie? Kom ons volg Paulus se voorbeeld en ons dank God vir die genade en vrede wat hy vir ons gegee het. En kom ons reageer daarop met gepaste ywer en opgewondenheid. Kom ons vra die Here om ons naby te wees. O Here, onse God, ons vra dat U ons bewus sal maak van die goeie werk wat U in ons begin het en dat U hierdie werk sal voltooi. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.